Goeiemôre broers en susters. Ja, baie welkom ook by vanoggend se erediens, ons ontmoeting met die Here. Vooraf 'n hele paar afkondigings. Ons wil eintlik maar begin om enige besoekers wat hier in ons midde is te verwelkom. As jy 'n voornemende lidmaat is of jy is 'n besoeker net hier by die gemeente, ons wil graag 'n bietjie met jou gesels en jou leer ken. So hier buitekant as jy by die deur hier agter uitstap, is daar bome. Daar's 'n baie mooi bordjie, die welkomboom. Gaan gerus soontoe, iemand sal jou daar ontmoet en 'n bietjie jou besonderhede kry en as jy vra oor die gemeente het, jou vrae ook net vir jou beantwoord. Daar's 'n hele lys van meelewing en baie van dit wat nie opgeneem is in die boodskappe nie, wat eers na die druk daarvan gebeur het. So ons dink eers aan Paul Grobbelaar wat hy was in Durbanville Medikliniek opgeneem gewees met longprobleme. Maar hy word beter, hy het herstel, so dit gaan baie goed ook of onder omstandighede beter met hom. Ons dink ook aan die verskeie lidmate wat ook gegaan het vir toetse en prosedures in die hospitaal. Ons dink aan Lammy Riddersma, en Marietjie van Biljon, Peter Du Plessis, Pieter Gryvenberg, wat almal onder andere toetse gehad het, prosedures gehad het, en met almal gaan dit ook beter en goed. Ons dink ook aan Willem Wierenga, se swaar Tom Lani, wat oorlede is. Ons dink aan die Lani gesin en ook aan Willem en julle ook in hierdie moeilike tyd. Mag die Here ook ryklik vertroos. So ook vir Cornelia Jansen, ons het verneem ook dat haar skoonpa is oorlede die afgelope week en dat die begrafnis dan ook hierdie komende Dinsdag is in Pretoria. Laastens ook oor die leed, het ons verneem dat Lida Kreer het geval en taamlik seer gekry. Sy word ook opgeneem in Panorama Hospitaal vir behandeling. Dan aan die meelewing aan die positiewe kant of die vreugdevolle kant, dink ons aan Gerard en Lisa Hatting. Hulle seun Arnold het verloof geraak aan Jenay Venter. Vir julle ook net hartlik geluk. Ek het julle nou sien instap, nou sien ek julle nie hier heel voor. Daar's hy. Baie geluk. Mag dit ook vir julle 'n wonderlike tyd van vreugde en seën wees. En mag julle ook die Here se hand heen sien hoe hy ook vreugde bring in 'n mens se lewe. Ons gee dan graag die blomme hierdie week vir Paul en Liesel Grobbelaar. Onder andere vir Paul met sy gesondheid, maar ook Liesel. Hulle het ook al deur 'n moeilike tyd van beproewing gegaan. Dat ons gemeente van hulle bly dink en ook hulle sal bid in hierdie tyd. Dan vanoggend word die sakrament van die doop bedien aan verbondskindjie van Willem en Andy de Villiers aan Janke. Ons sê vir hulle ook baie geluk en vir die oumas wat ook hier is baie geluk vir hulle en mag dit ook vir hulle 'n wonderlike tyd en van vreugde wees en mag ons die Here se naam ook loof en prys vir sy genade wat hy vir ons gee. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat getrou bly tot in alle ewigheid. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan as lof tot eer van die Here 2 liedere sing. Ons sing in die eerste plek lied 190. Ons gaan daarvan verse 1 tot 3 sing en direk daarna ook Psalm 146 vers 1, vers 3 en vers 4. En in hierdie liedere loof en prys ons die Here vir sy getrouheid, dat hy alles onderhou, dat die Here in beheer is van alle dinge. En baie mooi in lied 190 wat ons sê dat voordat ek kon kies of kon vra, het u seun my vloek gedra en dat niks in my lewe aan toeval oorgelaat word nie. Dat die Here totaal en al beheer van my lewe is. So kom ons loof en prys die Here daarvoor met lied 190 vers 1 tot 3 en dan ook Psalm 146 vers 1, vers 3 en vers 4 en daarna kan ons bly staan vir die belydenis van ons geloof. I
Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en wat die helse smart tot in die dood toe ondergaan het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit in die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons gaan nou die wet van die Here aanhoor uit Eksodus 20 en direk daarna sing ons saam Skrifbereiding 2:4, ons sing daarvan saam vers 1 tot 3. En bedink die woorde wat ons daarin gaan sing. Ons sing daarna die Here gee vir ons 'n nuwe lewe van liefde en 'n lewe van die hoogste vervulling in hom. Met ander woorde, daar's nie vervulling in ander aardse middele. Die mense wat verslaaf raak aan aardse dinge, vind geen ware vervulling daarin nie. Ons enigste vervulling is in God en hom alleen. En die feit dat hy ons in liefde sy kinders noem. Ons sing baie mooi dat ons lewe dan is uit God gebore en dis tot heilig wees verkore. Dat die Here roep ons uit die wêreld en hy sê wees heilig soos ek heilig is. En ons weet uit onsself kan ons nie, ons weet die Heilige Gees werk in ons en jy's daarom hoor ons die wet van die Here aan om te hoor wat die wil van die Here is, hoe die Here wil hê dat ons moet leef soos hy wil hê wat vir hom goed is. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot in die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, en die see en alles daarin. En op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Terwyl ons net so bly sit, kom ons sing saam Skrifbereiding 2:4 vers 1 tot 3 en daarna bid ons saam.
Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons dank U, Here, vir die wonderlike voorreg om hierdie woorde te mag sing. Dat ons opnuut gebore is deur die werk van die Gees, dat U ons in die koninkryk inbring, nie op grond van ons eie werke nie, maar alleenlik op grond van die werk van ons Here Jesus Christus. Dat ons kinders van God genoem mag word, omdat U ons dit maak. As niks heerliker in hierdie lewe as om ons Here Jesus Christus te ken nie, as om te weet dat hy vir ons sondes gesterf het nie. Dat ons 'n nuwe lewe het saam met U. En ons weet, Here, ons lewe is bestem om heilig te wees voor U. Dat ons elkeen in ons lewe vir U moet gee as 'n offer wat heilig is. En ons besef, Here, dat dit nie aldag so maklik is nie. Daar soveel keer beproewinge is, maar ook, Here, die versoekinge wat daar is, dat daar 'n stryd teen die sonde is, voortdurende stryd. Dus elke dag moet die ou mens afsterwe en die nuwe mens moet opstaan. Elke dag moet aktief wegvlug van die sonde. Elke dag ons Here Jesus Christus in die geloof moet omhels en moet vashou aan sy werk wat hy vir ons gedoen het. En ons bid dat U deur die Gees ook vir ons daardie krag sal gee om te doen. Dat ons kan weet dat daar's geen versoeking wat oor ons pad kan kom wat groter is as die krag wat U vir ons gee om dit teen te staan nie. En juist daarom dat ons na U toe kan vlug. Dat U ons rots is. Dat U ons veilige vesting is. Dat ons weet dat by U is dit die beste. Dit is vir ons 'n heerlike voorreg om as gelowiges hier saam te wees en saam U naam te besing. Die waarheid dat U regeer. Die waarheid dat U oor ons elkeen besorg is en dat U oor ons lot beskik. Dat niks aan toeval oorgelaat is nie, maar dat U in U heerlikheid, dat U in U almag besig is om die raadsplan te laat ontvou voor ons oë. Ons dank U, Here, dat ons ook mag bid. Ons dank U dat U ons gebede aanhoor, dat U ons gebede gebruik ook. Juist daarom wil ons graag bid vir U kerk. Wêreldwyd, waar daar soveel aanslae van die bose is. Ons wil bid, Here, dat U haar sal bewaar. Maar ons bid ook dat U haar getrou sal maak om ook uit te gaan en die evangelie uit te dra, dat die mense kan hoor die goeie nuus van ons Here Jesus Christus. En waar ons hier saam is, mag ons besef hoe groot U genade ook vir ons is, om as gemeente saam te kan kom, ontmoeting met U te hê, saam te kan bid, saam te kan aanbid, saam die woord aan te hoor, en dat die Gees ook kragtig in elkeen van ons harte sal werk, daar waar ons die woord aangehoor het. Mag ons as die kerk al hoe meer groei in ons toewyding. Mag ons groei in ons geloof. Mag ons soveel meer vashou aan elke belofte wat U maak. En die hoop wat U in ons harte uitgestort het, dat ons nie net vir hierdie lewe leef nie, maar dat ons reeds die ewige lewe het. En dat ons Here Jesus Christus verwag. Met groot vreugde uitsien na sy wederkoms. Dat ons as U kerk al hoe meer mag toeneem in liefde vir mekaar. En liefde ook in die wêreld uitdra. Dat ons geloof prakties sal oorgaan in dade, dat ons gelowiges sal wees wat werklik waar doen. Ons bid vir ons kerkraad. Ons bid in besonder vir ons ouderlinge wat ook toesig moet hou en die gemeente moet lei. Wil elkeen van hulle naby wees ook om in getrouheid hulle werk te kan doen. Om met wysheid en met liefde ook die skape te kan bedien.
U wat die opperherder is, en dat U ons sal gebruik, en dat U skape ook deur hulle U stem sal hoor, en dat U hulle sal rig in hulle geloof. Ons dankie dat ons volgende week ook saam nagmaal kan vier, dat ons weer U dood van ons Here Jesus Christus kan vier, en in besonder ook sy oorwinning van die dood. Kan getuig dat hy is die oorwinnaar, en dat ons in hom is. Ons dankie Here vir die woord, en ons dankie dat ons vanoggend ook hierdie genademiddele mag ontvang, deur die woord aan te hoor, van die genade, deur die sakrament van die doop te sien, wat die evangelie verkondig van ons Here Jesus Christus. Versterk ons Here, tot die eer van U naam. Amen. Ons luister vanoggend saam na die woord van die Here uit Genesis 6. Ons gaan daarvan saam lees van vers 9 tot en met vers 22. Genesis 6 vanaf vers 9. Hier volg die verhaal van Noag. Noag was 'n regverdige man. Onder sy tydgenote was hy onberispelik en hy het naby God geleef. Noag het 3 seuns gehad, Sem, Gam en Jafet. Die aarde was korrup in die oë van God, vol geweld. Hy het die aarde gesien, dit was korrup, elke mens op die aarde se lewe was verrot. Toe sê God vir Noag: Ek het besluit om 'n einde te maak aan alle mense, want deur hulle te doen is die aarde vol geweld. Ek gaan hulle saam met die aarde verdelg. Maak vir jou 'n ark van goferhout. Jy moet vertrekke in die ark maak en dit binne en buite met pik dig maak. Jy moet dit soos volg maak: die lengte van die ark moet 135 meter wees. Sy breedte 22,5 meter en sy hoogte 13,5 meter. Jy moet 'n dak vir die ark maak en sy nok moet jy 45 cm hoog maak. Verder moet jy 'n deur aan die kant van die ark insit en 'n onderste, middelste en 'n boonste verdieping maak. Ek gaan 'n oorstroming oor die aarde laat kom om al wat daarop lewe te verdelg. Elke lewende ding onder die hemel, alles wat op die aarde is, sal omkom. Maar met jou wil ek 'n verbond sluit. Jy moet in die ark ingaan. Jy en jou seuns en jou vrou en jou skoondogters. Van al wat leef, van al die diere, moet jy 2 van elk, manlik en vroulik, in die ark laat ingaan om saam met jou aan die lewe te bly. Van elke soort voël en dier, ook van die wat kruip, van almal sal daar 2 na jou toe kom om aan die lewe te bly. Jy moet jou kos saamvat, van alles wat geëet kan word, en dit by jou wegpak. Dit sal jou en die diere se kos wees. Noag het alles gedoen, presies soos God hom beveel het. Geliefde broers en susters, die verdorwenheid van die mens kan nie oorbeklemtoon word nie. Ons kan nie as mens indink hoe elendig die mensdom eintlik is nie. Ons kan nie indink dat die meerderheid van die mense wat vandag saam met ons woon en saam met ons leef, eintlik elendig voor God is. Totaal verdorwe. Dat die finale oordeel van God oor hulle voltrek sal word. Dat hulle regverdig deur God geoordeel gaan word. Met ander woorde, dat hulle die ewige hel verdien vir wie hulle is en wat hulle doen. Ons dink nie baie na oor die sondige aard van die mens nie.
Ons dink te maklik oor die mensdom en dat die toestand van die mens nie so erg is nie, dat ons iets soos beskawing gelyk maak aan heilig maak en dat as 'n plek beskaafd is die mense heel moontlik goeie mense en regverdige en heilige mense voor God. Ons sien die verdorwenheid van die mens eintlik maar as iets baie kleins, iets wat jy net 'n pleister kan opplak dat dit kan beter word. Dat die verdorwenheid baie maklik reggestel kan word. En tog kan dit nie verder van die waarheid af wees nie. Ons sien in ons wêreld waarin ons leef, al die ewel, al die geweld wat daar gepleeg word. Ons sien hoe sleg die mens is, ons sien bedrog wat gepleeg word, ons sien oorloë, ons hoor van verkrachtings, moorde, gruwelike dade wat gebeur van een mens aan 'n ander mens, mense wat mekaar roof, diefstal. En tog gaan die verdorwenheid van die mens nie net oor die uiterste voorbeelde van ons samelewing nie. Tog gaan die verdorwenheid van die mens nie net oor uiterlike dade wat verrig word nie. Dis nie net die rowers en die moordenaars en die verkragters wat totaal verdorwe is nie. Soos al ander dinge, en sien ons die geloof wat die Here vir ons wys wie die mens is, sien ons deur sy woord wat hy vir ons sê wie die mens is. En hy maak vir ons in sy woord bekend hoe verdorwe die mensdom is. Ons sien deur die geloof wat die Here vir ons sê van wie die mens is. So die Here wys baie mooi dat die mens 'n sondige aard het. Ongeag hoe die vrug lyk wat ons sien, of dit vir ons goed en mooi en reg lyk, of iets die binnekant sien die Here, en hy wys vir ons dat die mens van nature sondig is. En dat dit nie met 'n seerplek is, nie vinnig kan toeplak met 'n pleister en die persoon is verander, kry gedaanteverwisseling nie. Maar die Here wys dit vir ons as 'n dood, 'n totale verrotting van binne van die mens. Die natuurlike mens is elendig en ver weg van God af. Die natuurlike mens en wie hy is in sy toestand, haat God. Hy wil niks met God te doen hê nie. Hy wil nie God verheerlik nie. Daar is ook niks wat die mens in sy toestand kan en wil doen om homself te verbeter nie. En slegs alleenlik as God in 'n mens se hart werk, sal daar bekering kom. En dis ons hoor in die gedeelte wat ons nou gelees het, hoe dat die Here God kom en genade bewys aan Noag en sy huisgesin. Wanneer ons die gebeure van Noag en die vloed oordink, kan ons gedagtes nie die skaal van dinge indink waarop dinge gebeur het nie. Ons weet baie duidelik die Here het 8 mense gered. Dis 'n getal wat ons kan insien. Ons kan dalk 8 mense voor in 'n bank sien, dis 8 mense wat inpas. Soveel mense het die Here gered. Ons kan ons kop om dit omvat. Maar ons kan nie die getal mense wat die Here oorgeslaan het indink nie. Dat ons die perspektief moet behou dat daar's 8 mense gered, maar daar's nog meer mense oorgeslaan. Dink vir 'n oomblik hoeveel mense daar op die aarde was. As ons daaroor nadink, het ons tipiese idee van daar's dalk al 'n dorpie ergens gevestig gewees op die groot aarde. Daar was dalk 300 mense woonagtig na die dorpie en hulle het gesien dat Noag stap buitekant die dorp en hy gaan bou vir 'n ark daar in die buitekant van die dorpie. Miskien 200 of 300 mense wat saam met hom woonagtig was op die groot aarde. En tog het ons baie mooi besef wat die Bybel vir ons sê hoeveel tyd daar al verloop het van die skepping van Adam af tot en met Noag. So volgens die tradisionele Bybelse tydlyn, as jy konservatief werk op wat die Bybel sê, het daar ongeveer 1650 jaar verloop vanaf Adam tot en met Noag. Daar word 'n skatting gemaak as jy dieselfde aanwas as vandag toepas op daardie tydperk, dat daar naaste by 100 miljoen mense reeds op die aarde gewoon het. As jy erg konservatief werk en dink maar goed, dit kan nie gewone aanwas wees nie, dit moet anders gewees, minder mense gewees het, is die onderkant daarvan hier op 10 miljoen mense wat reeds woonagtig was op die aarde. So mens kan nie presies weet nie, ons weet dit was miljoene mense wat reeds op die aarde gewoon het. Dis ook in lyn met die beskrywing van die Bybel
dat die hele aarde korrup was en ook dat die vloed wêreldwyd was. En ons sien vandag ook talle bewyse daarvan van prehistoriese of antieke beskawings reg oor die wêreld waarvan ons geen opgetekende geskiedenis het nie. En nou om die konteks wat hier aan gaan gebeur nog meer duideliker te besef, hoor weer hoe die mensdom vir ons beskryf word in vers 11 tot 12. En ek gaan vir ons die ou Afrikaanse vertaling voorhou. Maar die aarde was verdorwe voor die aangesig van God. En die aarde was vol geweld. Toe sien God die aarde aan en dit was verdorwe. Want alle vlees het sy wandel op die aarde verderwe. Dit word vir ons 3 keer in hierdie gedeelte gestel oor presies hoe die mensdom was. God aanskou hulle en beskryf vir ons hulle is totaal en al verdorwe. 3 keer, hierdie volheidsgetal van, dit kan nie duideliker uitgedruk word nie, hulle is so korrup en so sleg as 'n mens kan wees, die menslike aard is so sleg as dit kan wees. En die hele aarde, almal reg oor die aarde was so voor die oë van God. Die hele aarde was vol geweld. God het die aarde gesien was korrup. Elke mens se lewe was verrot. Dis met ander woorde geen onduidelike terme oor hoe die mensdom vir ons beskryf word nie. Hierdie miljoene mense wat op die aarde woon, aanskou God en dis vol geweld. En juist daarom moet ons besef dat die vloed, die gebeure van die vloed is God se regverdige oordeel oor die sonde van die mens. So die vloed wys vir ons die sondige aard van die mensdom uit, dat God se regverdige oordeel kom. En ons het laas keer gehoor in vers 1 tot 4, hoe daar die sonde onder andere ondertrouery was, het sy van hemelwesens en die dogters van die mens, of die geloofslyn van Set se kant af, met die dogters van die mense, daar ondertrouery was, tot op so 'n mate, dat daar nie meer amper kerk sigbaar was nie. Daar was nie meer onderskeid tussen die saad van die vrou en die saad van die slang gewees nie, die hele wêreld was korrup gewees. Daar was nie meer mense wat die naam van die Here aangeroep het nie. So die hele aarde was vol geweld, sê vers 11 tot 12, die Hebreëse woord is Hamas. Die hele wêreld was vol geweld. 'n Destruktiewe mag wat net alles vernietig wat God geskep het en alles doodmaak. Dit wys op 'n wetteloosheid, 'n absolute gebrek aan moraliteit. En nou moet jy baie mooi sê, dis nie net geweldenaars soos booswigte, rowers, diewe wat hier beskryf word nie. Mense wat net teenoor mense geweld pleeg nie. Maar besonder ook mense wat geweld pleeg teenoor God. Dat dit presies die teenoorgestelde is van hoe God die mens gemaak het. Dat daar in liefde en lewe opgebou moet word, is daar net geweld en dood, wat die teenoorgestelde rigting gaan van hoe God dit geskep het. Die hele wêreld word ons vir ons beskryf as boos en die sonde was groot. Dat elke intensie van die mens se hart van kleins af is sonde. Aanhoudend, elke gedagte, reg oor die wêreld, elke mens. En dis waar die sondeval die mens los. Dis waar die mens in natuurlike toestand is. In totale verdorwenheid. Dis 'n totale verdorwenheid in die mens voortbring. Dat die mens is sondig van natuur en daarom is elke aspek van die mens se lewe voor God met sonde bevlek. Daarom is elke ding wat hulle doen voor God sonde. Almal het gedwaal. Daar's miljoene mense op die aarde en elkeen se lewe is 'n gruwel vir God. Elkeen van hulle wil hy voor sy aangesig verdrink. En nou moet ons weer eens baie mooi besef en dink oor die mense van daardie tyd. Want ons gedagtes is baie keer soos die van 'n kinderbybelprentjie, as jy hom oopmaak, dan sien jy altyd hierdie, ek wil sê, 'n man met 'n donker gelaat en sulke hare wat so kwaai gesig het, wat graag in die ark wil inkom. Dat dit die mense was wat beskryf word in die Bybel. Ons kinders het op 'n stadium gesê, hulle sal sommer 'n skelm vang as hulle hom sien. Toe vra ons, hoe weet jy 'n skelm? Sê maar hy lyk so 'n skelm. In die mate, die kinderbybel teken al die mense wat in die ark wil kom, hulle is sommer mense wat lyk so skelms. Ons dink dat almal wat graag in die ark wou wees, wat nie in die ark is nie, was net die booswigte van 'n samelewing.
En tog het ons baie mooi besef dat wanneer die vloed kom, dit nie net die oortreders, die skelms van die destydse wêreld, van die samelewing tref nie. Die regverdige oordeel van God kom oor alle mense. Dit kom oor mense wat besig was om die samelewings op te bou, deur boere, deur bouers, deur mense wat verkoop op die mark. Daar was heel moontlik dalk regters, daar was konings wat stede regeer het. Mense het wet en orde in die samelewing probeer, mense het samelewings probeer opbou, daar was stede wat opgerig is. Met ander woorde, daar is kulturele vooruitgang gewees. Daar is dus mense wat besig was om bejaarde mense te versorg. Daar's ma's wat klein babietjies het en daar's ma's wat kinders besig is om hulle groot te maak. Dit lyk dus menslik gesproke na 'n samelewing soos ons dit ken. Dorpe, stede, mense wat besig is om alles vooruit te bou en dinge gaan vooruit. Maar dis mense wat nie die regte ding doen vir die regte rede nie. Dis mense wat nie leef om God te eer in hulle lewe nie. Dis mense wat afbreek maak, wat nie daardie moraliteit het wat God wil hê hulle moet hê nie. Wat ongeag hoe hulle lewe lyk in ons oë, dat hulle God nie ken nie en niks wat eer van God wil doen nie. Dat hulle mense is wat van nature vir God haat. So besef baie mooi dat wanneer die vloed kom dit en daar is onder die wêreldpopulasie volwasse mans en vroue wat heel moontlik hoë bome kon klim. Maar daar was ook bejaarde mans en vroue wat bedlêend was, wat nie kon vlug vir die water nie. Wat net daar in hulle beddens beleef het hoe die water oor hulle kom en hulle verdrink. Daar was dalk jong seuns en dogters wat die berge kon uithardloop en op die bokant van die berge kon wag. Maar daar was ook jong mammas gewees wat heel moontlik 'n kind of 2 in die arms gehad het, 'n babatjie moes agterlaat waar die babatjie net beleef het hoe die water hom verdrink. Babatjies wat nog geen keuse gemaak het in die lewe nie goed of sleg gedoen het eers nie. En die water styg tot hulle toestroom en hulle verlaat heel moontlik daar in die huis verdrink. Dis nie net mense met booswig gesigte wat verdrink het nie, maar 'n totale samelewing, 'n totale wêreld wat verdrink het. En broers en susters, dit moet ons laat besef hoe geweldig sondig die mens van nature is. Dis nie onskuldige mense wat verdrink het nie. Selfs die babietjie is nie onskuldige babietjie nie. God is nie onregverdig daarom dat hy miljoene mense laat verdrink het nie. Ons besef hoe absoluut regverdig God is in sy oordeel. En ons besef hoe boos die mens is. Want juis as ons dit verstaan, dan besef ons wat genade is en ons besef hoe groot die Here se genade vir ons is. Broers en susters, as jy dan die getal 8 hoor, dan laat jy eintlik sidder van angs en dink die Here het net 8 mense verlos. Dan staan jy verstom en dink hoe groot die Here se oordeel oor die mensdom is, maar hoe besonders is sy genade vir daardie 8 mense. Miljoene mense sterf. En een ontvang genade met nog 7 by hom. En dis Noag. En sy karakter word vir ons beskryf in vers 9. Hy was 'n regverdige man, onberispelik. In die ou vertaling sê hy het met God gewandel, in die nuwe vertaling sê hy het naby God geleef. En die woordjie regverdig kom die eerste keer in die Bybel voor. Met ander woorde, dit beteken dat hy aan die regte standaard voldoen. Hy is regverdig. Was 'n sekere standaard waar volgens 'n mens voldoen en daardie standaard is om voor God te leef en Noag het aan daardie standaard voldoen. Later in die wet van die Here sê die Here, maar hier is my wet. Dis die standaard waar volgens jy moet leef. Noag is dus regverdig om aan daardie standaard voldoen om in 'n verhouding met God te kan leef. En hy was onberispelik in sy gedrag, met ander woorde teenoor ander mense was dit altyd in lyn met sy regverdige karakter en hy het met God gewandel. Met ander woorde, hy het naby God geleef en na die verhouding met God geleef. So wat ons nie moet miskyk hier nie, is die feit dat Noag met dieselfde woorde beskryf word as Henog. Dat Henog ook met God gewandel het en dat beide van hulle in daai geslagslyn van Set leef. Maar hoewel Noag vir ons so beskryf word, het die genade van die Here eers gekom voor sy lewenswandel. Ons het die vorige keer gehoor in vers 8, dat die vorige gedeelte daarmee afsluit,
Maar Noag het genade gevind by God. Dat die Here kies vir Noag. Almal kry wat hulle verdien. Maar Noag word begenadig, Noag kry genade. So as dit so was dat die Here vir Noag gewaarsku het, omdat hy eintlik van tevore al regverdig was, dan kry hy eintlik nie genade nie, hy kry eintlik net verdienste. Hy het eintlik verdien om op die ark te wees. En tog is dit nie die geval nie. Die genade kom altyd eerste. Geen mens is in homself regverdig nie. Maar God maak ons deur Christus regverdig. Hy bewys eers daardie genade aan ons en dan wandel ons in daardie regverdigheid voor God. En hoewel ons dan nou weet dat Noag genade ontvang, word ons nou in hierdie gedeelte van vers 9 vertel wat daardie genade behels, hoe daardie genade van die Here in Noag se lewe gaan uitspeel. Vers 18 sê baie mooi dat die Here vir Noag sê ek gaan 'n verbond met jou oprig. En hierdie is die eerste keer as in die Bybel lees van die woordjie verbond. Nou verbond is gewoonlik waar twee mense, as twee partye in 'n kontrak ingaan en met mekaar dinge in 'n ooreenkoms aangaan van wat elkeen vir mekaar gaan doen. Maar hier is dit God wat die verbond sluit met Noag, waar daar geen verdienste aan Noag se kant is nie. Dat God nog steeds kom en homself aan Noag verbind. Met ander woorde, 'n genadeverbond. Noag het nie 'n prestasie wat hy moet lewer in dit nie. En die gebeure van die vloed is vir ons so oorweldigend, dat ons baie keer die detail miskyk. Dat die woorde wat die Here hier gebruik, wat die Here tot Noag sê die Here nie eers ek gaan iets tot stand bring wat nog nie bestaan nie. Die Here sê nie vir hom ek gaan 'n genadeverbond begin wat nog nooit van tevore bestaan het nie, maar die woorde wat die Here gebruik is eerder 'n aanduiding, sê maar daar's reeds iets bestaande waarop ek gaan voortbou. Hierdie genadeverbond wat ek oprig, kom vanaf iets wat reeds bestaan. Daar's met ander woorde iets in die geskiedenis wat reeds tussen God en die mens daar is, en die Here sê ek gaan daarop voortbou. So as die Here dit sê, as hy sê maar is 'n voortsetting van genade wat ek reeds in die mens betoon, dan is die enigste ander keer waar ons hoor van 'n belofte van die Here wat hy in die mens wil maak, waarmee hy homself bind aan die mens, is in Genesis 3 vers 15. Waar die Here sê ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom aan die hakskeen byt. Dis daar waar die heel eerste bekendmaking van die Here se genade is, waar die mens gesondig het, die mens wil wegkruip, die mens verwag die straf van die Here oor hulle, maar die Here kom en hy sê maar ek betoon jou genade. Jy sal nie nou sterf nie. En ek bind myself aan jou deur my genade, ek bind my vas aan jou deur beloftes aan jou te maak. So die Here beloof, hy sê maar ek beloof daar sal twee sade wees. Daar is die saad van die slang, sy nageslag, hulle wat doen wat die duiwel wil, maar ek beloof jou daar sal nog 'n saad wees. Die saad van die vrou, die kerk. Ek sal haar bewaar. Sy sal nie tot niet gaan nie. Ek sal haar verlos uit haar ellende. En uit die kerk se nageslag, uit die vrou, uit die kerk se nageslag, sal daar 'n nakomeling kom wat verlossing bring. En die kop van die slang sal vermorsel. Daar sal dus met ander woorde altyd 'n kerk wees wat behoue sal bly, en dan sal met ander woorde 'n definitiewe oordeel oor die saad van die slang kom. Dat die vermorseling van die kop van die slang is nie net die duiwel nie, maar sy hele nageslag. Dat God se oordeel oor hulle sal kom. Die Here beloof is ook hierdie finale oordeel oor die nageslag van die slang. Nou het ons laas keer gehoor in hoofstukke 4 en 5 dat hy onderskeid tussen die twee sade nog baie mooi sigbaar is. Dat selfs nadat Kain vir Abel doodmaak, sê Eva as Set gebore word, sê God het nou vir my ander saad in die plek van Abel gegee. Sy gebruik dieselfde woorde wat die Here in hoofstuk 3 vers 15 gebruik, sê ons dieselfde saad. Sy erken dus dat in Set gaan daardie verbondslyn voortgaan. Dat God getrou sal wees in sy behouing van die kerk, sy bewaring van die kerk. En in hoofstuk 6 waar alles begin vertroebel, waar dit lyk of die kerk nie meer bestaan nie, waar daar ondertrouery is en die hele wêreld oorgegee word aan die sonde, dan hoor ons in vers 8, maar Noag het genade gevind in die oë van die Here. Dat God se belofte van genade aan sy kerk na die sondeval wat hy aan Adam en Eva gemaak het, sal nie uitgewis word deur die menslike handelinge nie.
Dit sal nie ophou nie, die Here sal sy kerk bewaar. Dat die Here vergeet of verlaat nie sy belofte wat hy destyds in die kerk gemaak het nie. Onthou nou ons gesê amper 1650 jaar van tevore gemaak het nie. Maar hy bring dit tot uitvoering. Die Here vergeet of verlaat nie sy belofte nie, want sy verbond seën wat hy aan Noag gee, is uiteindelik sy antwoord op hierdie veroordeling van die wêreld. Hoe daardie saad behoue sal bly. Met ander woorde, die Here gaan sy verbond met Noag voortsit, in Noag. En daarom betoon hy aan hom genade, dat die Here gee vir hom wat hy nie verdien nie. Ons moet dus baie mooi besef, broers en susters, hoewel Noag se karakter vir ons as regverdig uitgewys word, beteken nie dat Noag was sondeloos gewees nie. Ons maak baie keer hierdie fout en dink maar net Noag was absoluut sondeloos in wie hy was as persoon. So as ons van die vloed lees, is nie 'n geval van daar was sondaars buite die ark en die 7 of 8 mense binne die ark was absoluut sondeloos gewees nie. Al die mense sondaars, maar daar is 8 wat genade van die Here af ontvang. So dit word nie in die Bybel weggesteek oor Noag se sonde nie. Word baie mooi vir ons na die vloed as hulle weer op aarde is vertel oor Noag wat 'n wingerd aanplant en dronk word en naak lê. Sy sonde word is nie vir ons weggesteek nie. Ons hoor is van die Here se genade aan hulle. En juist daarom hoor ons die effek van God se verbondsguns in vers 9 dat hy 'n regverdige man was, met God gewandel het, dat hy anders die wêreld was omdat God hom anders gemaak het. Ons hoor dan dat die Here vir Noag ook spesifiek opdrag gee, dinge wat hy moet nakom. Maak 'n ark van spesifieke hout, met spesifieke behandeling, met spesifieke afmetings, spesifieke verdiepings, spesifieke vertrekke, met diere wat moet inkom, met die mense wat moet ingaan. En ons hoor Noag se gehoorsaamheid in vers 22. Noag het alles gedoen, presies soos die Here hom beveel het. Dit wys ons in die eerste plek wat Noag se regverdigheid behels. Hy was gehoorsaam aan God. So die Here gee genade, maar hy vra ook na die genade gehoorsaamheid van die mens. Dat die mens nie net doen wat hy wil doen nie. Ons hoor baie mooi in Hebreërs 11 vers 7, omdat Noag geglo het hy God geëerbiedig en hom geëerbiedig gehoorsaam, toe hy gewaarsku is oor die dinge wat nog nie gesien kon word nie. En daarom het hy 'n ark gebou om sy huisgesin te red. Uit geloof uit en dankbaarheid vir God se verlossing is Noag gehoorsaam aan die Here en doen hy wat die Here se wil vir hom is. En hoor baie mooi, ons hoor niks van sy gesin nie, oor hoe hulle voor die Here gewandel het nie. Ons hoor nie van 8 gelowige mense wat gered word nie. Maar ons hoor van 1 gelowige persoon wat gered word en ander wat genade ontvang op grond van sy geloof. Dat sy huisgesin deel in hierdie genade omdat hy 'n gelowige is. Hulle kry dus in 'n sekere mate deel in sekere verlossing van die Here, hierdie genade die Here vir daar betoon, net omdat Noag glo. En wat ons verder baie mooi moet besef, is dat dit nie net liekraak, random 7 vreemdelinge was, wat die Here na Noag toe gestuur het nie. Dat die Here gesê het, goed, bou 'n ark, jy gaan opgaan, en ek gaan 7 ander mense wat jy glad nie ken in jou toe stuur, en ek gaan julle bewaar op die ark nie. Maar die Here maak verbondsbeloftes aan Noag, en hy sê, maar jou hele gesin deel na die verbondsbeloftes wat ek met jou maak. Hulle kry ook daardie genade, daardie verbondsgenade, omdat jy 'n gelowige is en ek verbond met jou oprig. Dis met Noag en sy nageslag vir hulle gegee, net so dat destyds vir Adam en sy nageslag die kerk gegee is, en vir Abraham en sy nageslag gegee sal word. En broers en susters, dis hier waar ons God se getrouheid aan sy genadeverbond moet besef. Dat die Here is getrou aan sy beloftes wat hy maak. Hy beloof dat die saad van die vrou sal behoue bly, en hy beloof hy sal en hy bewaar dit ook deur vir Noag te bewaar. Maar die Here beloof ook dat deur sy nageslag sal daar verlossing kom. En dis Christus. Ons weet dat daardie saad
heeltemal presies ons vooruitwys na Christus toe, daai lyn deurgetrek word na Christus, dat die Vader die Seun stuur, om daardie genadebelofte aan Adam en Eva, maar ook aan Noag, na te kom. Dat God maak hierdie belofte, hy is getrou, omdat sy Seun getrou is, en dit kom uitvoer. Dat hy sal kom om die kop van die slang te vermorsel. Dat in hom alleen is daar die verlossing wat die Here vir ons gee. Ons moet baie mooi besef, broers en susters, dat die genade wat aan Noag betoon is nie net dat hy na liggaam gered is van die vloed nie, maar ook in siel. Die groot genade van Noag in daardie gedeelte is dat hy was regverdig. En hy is regverdig gemaak deur die werk van Jesus Christus. Dat Jesus Christus ook vir hom aan die kruis gesterf het. En jy is daarom, dat ons elkeen ook besef, hoe groot die Here se genade vir ons is, wie ons voor die Here is. Want ons hoor baie keer, ons lees baie keer die Bybel, ons trek vinnig die lyn en sê, maar goed, ek is ook 'n Noag. Ek is nie een van die miljoen ander mense wat ook gesterf het nie, ek is 'n Noag. En is waar, vanweer die genade van die Here is dit so, maar ek onthou, hoekom dit so is, ek is 'n sondaar, maar die Here bewys aan my genade. Ek moet saam met al die ander verdrink, ek verdien die oordeel van God, maar die Here kom en hy bewys genade aan my deur Christus. Ons besef, maar ek het nie morele hoëgrond bo ander mense nie. Ek is nie 'n beter mens as iemand anderster nie. Ek ontvang net genade. Dat die Here stuur sy Seun Jesus Christus, daardie vyandskap tussen die saad van die vrou en die saad van die slang. En hy kom en hy vermorsel die slang, hy kruisig hom en hy sterf. Maar sy sterwe is nie die einde nie. Dat die saad van die vrou oorwin die dood en gee die lewe. Die verbondsbelofte van God dat hy die mense genade wil aansien, word vervul in Christus. En die Here bewys genade aan sy kerk. As biljoene mense in die wêreld wat die Here nie ken nie. Biljoene mense. En die Here bewys genade aan jou. Dat hy jou regverdig maak en saam met jou wandel. Dat Christus vir jou sondes gesterf het, sodat die oordeel van God nie oor jou kom nie. Christus is ons ark van verlossing. In hom is ons veilig van die oordeel. En jy is daarom, ons deel het in hierdie genadeverbond van God, moet ons ook in die geloof reageer. Ons word regverdig gemaak, ons ontvang die genade, en ons doen werke uit dankbaarheid. So die Here gee steeds sy wil vir ons, hy sê nog steeds vir ons, wat hy wil hê ons moet doen, en ons moet leef. En as ek regverdig gemaak is deur Christus, dan doen ek dit. Jy kan dit sien in my lewe. My geloof gaan oor in dade, dit is sigbaar vir almal om te sien, ek is besig om 'n ark te bou, uit die geloof uit is dit sigbaar na almal daar buite, ek is besig om te werk met die geloof wat die Here vir my gegee het. Net soos Noag nie meer kon sê, hy glo die woorde van God, maar hy bou nie 'n ark nie, kan ons nie sê, maar ek glo die woorde van die Here, maar my geloof is nie sigbaar nie. En ons sien ons baie mooi die belofte van die genade van die Here, is nie net vir ons nie, maar ook vir ons kinders. Die Here sê dat ook vir ons kinders is die belofte van Christus wat die dood oorwin waar. Hy beloof aan hulle, maar ek beloof aan jou, ek sal my kerk bewaar, en ek beloof aan jou, ek sal die finale oordeel bring. En hoewel die kinders in die verbondseën van die Here leef, roep die Here hulle ook tot opregte geloof. Dat hulle hom ken en sal omhels, hulle Christus sy weldaad is omhels. Broers en susters, uit hierdie openbaring van die Here besef ons hoe geweldig groot die sonde van die wêreld is. Ons besef hoe absoluut getrou is die Here aan sy woord. Selfs as die hele wêreld vergaan, behou die Here sy kerk, red hy vir Noag. Die Here beloof hy sal die finale oordeel bring. Maar hy beloof ook, hy sal sy kerk verlos. Hou daarin vas in die geloof. Amen. Voor ons na die doopsformulier luister, kom ons staan, dan sing ons saam Skrifbring 4:3, ons sing die tweede vers daarvan, en ons sing hierdie woorde wat ons weer herroep, dat die Here bly in sy verbond getrou, en daarom
kan ons hom dien. Andy en Willem, ek gaan vra dat julle asseblief na vore kom. Kom staan julle hierdie kant ook so die gemeente kan sien. Ek lees vir ons die formulier van die doop voor. Die hoofsaak van die heilige doop word in 3 punte saamgevat. In die eerste plek sonde. Dat ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore en is daarom onder die toorn van God. Dit beteken dat ons nie in die ryk van God kan inkom nie. Al wat kan gebeur is as ons opnuut gebore word. Dit word in ons geleer deur die besprinkeling met die water, waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangewys word. Daardeur word ons vermaan om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid ook buite onsself te soek. Die heilige doop betuig en verseël in ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Daarom word ons gedoop in die naam van God, die Vader, en die Seun en die Heilige Gees. Want as ons in die naam van die Vader gedoop word, betuig en verseël die Vader in ons dat hy 'n ewige genadeverbond met ons oprig en ons tot sy kinders en erfgename aanneem. Hy wil ons daarom ook met alle goeie dinge versorg en alle kwaad van ons afweer of tot ons bes wil beskik. En as ons in die naam van die Seun gedoop word, verseël die Seun in ons dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes was, waarmee hy ons in sy dood en opstanding inlyf, dat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word. Net so ook as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament dat hy in ons wil woon en ons tot lidmaat in Christus wil heilig, deur ons tot eiendom te maak wat ons in Christus het. Dis die afwassing van ons sondes en die daaglikse vernuwing van ons lewe. Totdat ons eindelik onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. In die derde plek ook dankbaarheid. Ons word ook weer deur die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet die enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aanhang, vertrou en lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n godvrugtige lewe lei. En as ons soms uit swakheid en sondes val, moet ons in die genade, nie in die genade van God twyfel of in die sondes bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en ontwyfelbare getuienis dat ons ewige verbond met God het. En hoewel ons kinders dit nie verstaan nie, mag hulle nie van die doop uitgesluit word nie. Sonder dat hulle dit weet, het hulle aan die verdoemenis in Adam deel. En ook, sonder dat hulle dit weet, word hulle weer in Christus tot genade aangeneem. So spreek God ook tot Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders en sê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou, in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees, en vir jou nageslag na jou. Dit betuig Petrus ook met die woorde, want die belofte kom julle toe, en julle kinders, en almal wat daar ver is, die, wat die Here ons God na hom toe sal roep. Daarom het God vroeër beveel dat hulle besny moet word, wat 'n seël van die verbond, en van die geregtigheid van die geloof was. So het Christus hulle ook omhels, die hande opgelê, en geseën. Omdat die doop na die plek van die besnydenis gekom het, daarom moet die kinders as erfgename van die ryk van God, en van sy verbond gedoop word. En die ouers is verplig om hulle kinders, terwyl hulle opgroei, hieromtrent breedvoeriger te onderrig. Geliefde gemeente, ontvang hulle vir Janke as deel van die verbondsvolk van God, die liggaam van Christus, en wees
Lief vir haar, bid vir haar en wees ook vir haar tot 'n voorbeeld in Christus. Om hierdie heilige instelling tot God en sy eer en ons troos tot opbouing van die gemeente uit te voer, laat ons daarom ook God se naam aanroep. Ons Vader in die hemel, ons dank Here dat U deur die oneindige genade ook vir Janke wil aansien en deur U Heilige Gees en die Seun Jesus Christus wil inlyf, sodat sy met hom in sy dood begrawe mag word en met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Ons bede is dat sy in haar daaglikse wandel ook vir Jesus Christus sal navolg, dat sy haar kruis blymoedig sal dra en dat sy hom sal aanhang met geloof en hoop en liefde, sodat sy hierdie lewe deur U getroos mag word en sy die lewe mag verlaat, getroos mag verlaat en op die laaste dag sonder verskrikking vir die regterstoel van Christus U Seun mag verskyn. Dit bid ons deur ons Here Jesus Christus wat saam met U in die Heilige Gees een enige God is en leef en regeer tot in ewigheid. Amen. Willem en Andy, julle het gehoor dat die doop 'n instelling van God is om aan ons en ons kinders sy verbond te verseël. Daarom doen ons dit nie uit gewoonte of bygeloof nie, en om vir almal sigbaar te maak dat dit julle gesindheid is, moet julle van julle kant af ook opreg op die volgende vrae antwoord. Ten eerste, hoewel Janke in sondes ontvang en gebore is, bely julle nogtans dat sy in Christus geheilig is en daarom as lidmaat van sy gemeente behoort gedoop te wees. Ten tweede, bely julle die leer wat in die Ou en Nuwe Testament en in die artikels van die Christelike geloof vervat is en die Christelike kerk geleer word, die ware en volkome leer van die saligheid is. En ten derde, beloof julle en neem julle voor om vir Janke, wanneer sy dit kan verstaan, haar in die leer van die woord na julle vermoë te onderrig en haar ook te laat onderrig. Willem, ons vra jou antwoord. Andy? Vra dat Janke ook na vore gebring sal word asseblief. Janke, de Villiers, ek doop jou in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Kom ons sing nou staan, ons sing ons saam Psalm 64, ons sing daarvan saam sing vers 5 en vers 6. En ons sing die woorde dat God se werke wek by ons gesag. Dit is God wat sy verbond met haar gemaak het en dit wek ontzag by ons en dat ons sal getuig van die genade wat die Here ons leer en dat wie regverdig is om eer, laat God vir hom 'n toevlug wees. Ons staan en sing ons saam Psalm 64 vers 5 en vers 6. Julle kan gerus sit. Vra as ek gou die Bybeltjie vir hulle oorhandig van die gemeente se kant, so mag dit vir julle tot groot seën in julle opvoeding van haar wees en ook baie geluk, hoor. Sê Willem. Baie geluk. Ja.
Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons dank Here dat ons opnuut tot besef kan kom oor hoe geweldig groot U genade is. Dat U ons wat sondaars is, regverdig maak deur die bloed van die Seun Jesus Christus. Dat ons wat die ewige oordeel verdien, net genade en goedheid van U afkry tot in ewigheid. En mag ons, Here, uit daardie genade leef. Mag ons daagliks gehoorsaam wees. Mag ons U eer en U loof en U prys vir U groot werke. En dat juist doen deur ook regverdig te leef en te wandel en onberispelik te wees in ons gedrag. Dat ons getuienis in die wêreld sal uitstuur oor wat U vir ons gedoen het. Ons bid dat U ons daarin deur die Heilige Gees sal bemagtig. Dat U ons daarin sal seën. Amen. Ons laat weet net die offergawe vandag gaan vir die diakonale kas, sowel as vir die blindes en dowes. So wanneer jy die offergawe gee by die deure of elektronies, weet dit is waarvoor dit gaan. Kom ons staan en sing ons ten slotte Psalm 33. In God die God wat ons beveilig, voel nou ons hart opnuut verblyd en op sy naam vertrou ons tot in ewigheid.
ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly by elkeen van u. Amen. Net gou nog vinnig so 2 of 3 afkondigingkies. Net gou vinnig nog die aandag vra daarvoor. Eerstens herinner ons dat ons volgende Sondag nagmaal het en dat u die boodskap gesien van die kook of geniet. Nou ek het nou vanoggend gehoor daar's so 'n plek vir 30 mense wat ergens kan geniet. So dit lyk my mense is baie skrikkerig vir mekaar se kookkuns. Almal se eerder self kook as om by iemand anders te gaan eet. Maar hierdie is nou die uitnodiging. Daar's regtig nog oorgenoeg plek vir mense wat graag volgende Sondag by iemand anders wil gaan eet. So gee jou naam net op vandag vir Mariet of skryf op die skakel nog in as jy hom nog het of kom vra my net na die tyd of stuur vir my 'n boodskap. Ons sal ek dit vir haar aanstuur. So daar's regtig nog voldoende plek en dit is so 'n wonderlike seën vir ons gemeente. Ons het nou by die gemeentekamp gehoor oor hoe die Here ons roep tot gasvryheid, nee, dat ons almal moet gasvry wees. So daar is baie gasvryheid, maar ons soek graag die gaste ook. So kom asseblief en moenie bang wees vir die kos nie. Dan net 'n vinnige boodskapie. Jy sal sien daar's elke nou dan in die boodskapper berig ook dat jy die boodskapper op jou foon kan kry. So in plaas daarvan per e-pos of 'n blaadjie daarvan is daar ook 'n WhatsApp groep, so jy kan op hom inskakel dat jy die boodskapper op Vrydag op jou foon kan ontvang. Dan die laaste afkondiging gaan graag vir Lukas en vir Christian vra of albei nee. Om gou na vore te kom, ons het laasweek gehoor van die Vierhoutjie Boksie projek. Ons geld insamel vir Bybels en hulle het nou gisteraan die aksie gehad hier by die kerk en hulle gaan gou vir ons terugvoer gee en dan iets lank beursies uithaal. Kan ons die woord kry asseblief? Nie die video nie. Môre gemeente. Ons het 2 jaar terug in 2023 het ons 'n Bybelplasing gedoen. Die laaste kerk waar ons gebybelplaas het was onder 'n boom. Hulle het van 4 uur gewag tot met 8 uur se kant. 4 uur se kant. Toe ons uiteindelik daar aankom, was hulle baie bly vir die Bybels. Daarom wil ons nog meer Bybels daartoe vat sodat mense kan leer in God en dat hulle vir ander mense kan vertel. Ek gee nou oor vir Christian. Goeiemôre gemeente, kom ons gee vir Lukas 'n hande klap. Ons het gisteraand baie hard gewerk by die Laerskool Jeugaksie om hierdie Bybeltjies te maak. So wat jy doen is, jy maak hom oop en dan sit jy geld daar binne. Maar weet jy waarvan hou hy baie? Hy hou van blou, pink en oranje papiertjies. En dan kan jy, dan so 'n boks daar agter waar jy dit kan ingooi. Hierdie boks sal daar agter wees waar jy dit kan indamp. En dan, maar jy kan EFT ook. En dan sal dit in 'n rekening oorgegooi word. En dit sal gaan vir Bybels vir Zambië. En al die laerskoolkinders sal dit vir almal uitdeel. Ons maak vir R60,000. Kan die laerskoolkinders dit gou alles uitdeel asseblief?
Kan ek net gou 'n afkondiging maak oor die digitale? Ekskuus Pieter. Ek wil net gou voor almal opstaan. Ek het gedink ek gaan nog kans gee om te sê en toe staan julle nou op. Dink jy gou kans dat die kindertjies gou uitdeel as julle kans sien vir nog net so 2 minute se sit. En terwyl hulle uitdeel, kinders, julle kan so ook uitdeel, wil ek net gou sê almal wat vanoggend se digitale veiligheidssessie bywoon. Ons gaan mekaar hier in die klein saal kry. Kluislank lustig vir jou 'n lekker koppie koffie en 'n koppie tee en ons gaan 'n paar platters reg sit ook want ek weet julle gaan honger raak. Ons maak eers 1:30 klaar. So as die platters daar reg is, kan julle slank vir julleself help en dan as katekisasie verby is so teen 11:30 se kant gaan ons wegspring en begin. So dan sien ons julle daar. Dankie.